Liewe luisteraars, baie welkom. Ons is besig om saam te reis met die tema Bede uit Romeine. En vandag staan ons stil by Romeine hoofstuk 10 en ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 4. Broers, my harte wens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle gered word. Want ek kan van hulle getuig dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte insig. Hulle het hulle nie gesteer aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie. Hulle probeer dit op hulle eie manier kry. Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen wat glo, vrygespreek kan word. Ons weet en ons het vir mekaar gesê dat Paulus se aanvanklike roeping en apostelskap daarin lê dat hy die evangelie verkondig aan die heidene nasies. Maar ons hoor ook iets oor sy bekommernis oor sy eie mense. Hy was self 'n Jood, self 'n Fariseer gewees en hy wil nie hê dat een van hulle verlore moet gaan nie. Hoekom? Want hoewel hulle vol ywer is vir God, steur hulle nie aan die manier waarop God mense vryspreek nie. En dit is deur sy seun Jesus Christus. Inteendeel, hulle verwerp hom, hulle erken hom nie as die Messias nie. En hulle probeer eerder hulle vryspraak op hulle eie manier verkry, deur die wet onberispelik te onderhou en ook daarin vas te hou dat hulle uit die nageslag van Abraham kom. Met hierdie dinge in gedagte, kom ons sluit die oë en ons bid saam. Here Jesus, ons is dalk nie almal Jode nie, maar ons besef ook dat ons dikwels ook aan goed vashou wat nie U is nie. Ons hou vas daaraan dat ons kerk toe gaan, dat ons 'n lidmaat is, dat ons 'n tiende gee, dat ons mense help wat swaar kry, en op grond daarvan verdien ons tog die vryspraak, die ewige lewe. Maar is U wat ons leer dat U die enigste weg, waarheid en lewe is. Dat niemand na die Vader toe kom behalwe deur die Seun Jesus Christus nie. Dat U die enigste een is wat die mag het om ons te verlos. Deur die bloed wat vir ons gevloei het, deur die liggaam wat vir ons gebreek het. Vader, so maklik is ons ook maar so dat ons nie steur aan die weg wat U vir ons kom gee het tot verlossing nie. En eerder maar 'n morele lewe wil leef. Eerder maar net 'n goeie persoon wees. Die regte dinge doen. En as ons so arrogant om te dink dat ons pogings enigsins daaraan sal kan voldoen, dat ons vrygespreek word. Here, ons besef nie wat ons doen nie. Ons besef nie hoe swaar daai prys is wat U moes betaal het vir die ewige dood nie. Dit is nie iets wat 'n mens kan bekom nie. Dis nie iets wat ons self kan bewerk nie. Ons is totaal afhanklik van U. Dankie dat U U seun vir ons gegee het. Dankie dat deur hom bloot te glo en te bely dat U die Christus is, die gekruisigde, die een wat opgestaan het uit die dood, ons redder is. Dat ons in U die ewige lewe en 'n nuwe lewe in U kan kry. Help ons ook om mense so te leer dat om 'n kind van die Here te wees beteken nie net om al die goeie goed te doen nie, maar dit te doen met 'n diep verhouding met U. Met kennis en wysheid en insig wat van U afkom, nie die wêreld nie. Vader, wil U ons nie weer vandag in die hand vat nie en teruglei na die kruis toe nie. Hierdie wêreld hou nie van die kruis nie, dis nie 'n mooi prentjie nie. Dit konfronteer. Dit pas nie in nie. Maar as ons nie die knie voor die kruis kan buig nie, as ons nie U aanvaar as die gekruisigde seun van God nie, dan kan ons nie die ewige lewe beerwe nie. Dan kan ons nie in hierdie herstelde, versoende verhouding met die Vader staan nie. Vader, stroop ons van trots, stroop ons van ego, stroop ons van alles wat nie U is nie,
Stroop ons van alles wat maak dat ons nie hierdie knie wil buig nie. Stroop ons van ons eie pogings en prestasies. En dat ons erns maak met die manier hoe U kinders vryspreek. En wanneer ons hierdie woord verkondig, dat ons dit reguit verkondig. Dat ons nie doekies omdraai nie. Soos Paulus ook op 'n tyd gesê het, hy beywer homself om met die volk te praat oor niks anders nie as oor Jesus Christus as gekruisigde. Mag dit ook so by ons wees. Amen.